Môre, dis Maandag die 24ste November en ek bid dat die Here jou vandag en ook die week rustig sal maak van binne en dat hy jou herinner, hy is naby jou. Nie net in wat met jou gebeur nie, maar in wie jy is voor hom. Ons is weer in Genesis 17 en vandag kyk ons na verse 5 tot 8. Dis 'n deel wat wys hoe God nie net 'n belofte gee nie, maar 'n mens se identiteit ontskep. Hier kry Abraham letterlik 'n nuwe naam en daarmee 'n nuwe lewe. Gister het ons gesien hoe God na 13 jaar se stilte weer praat en homself noem El Shaddai, God die Almagtige, God wat genoeg is. En nou in Genesis 17 vers 5 gaan God reguit in sy hart in. Hy vat Abraham se ou identiteit en hy gee vir hom 'n nuwe een. Nie 'n beter weergawe van homself nie, 'n God-gegewe identiteit. Nou as jy kan, maak jou Bybel oop by Genesis 17, dan lees ons van vers 5 tot 7. Daarom sal hulle jou nie meer Abraham noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want ek maak jou 'n vader van 'n menigte van nasies, en ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak. Ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voorkom. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Hoor net daardie woorde. Ek maak jou. God sê, ek doen dit. Ek vorm jou. Ek skryf jou storie. Kyk gou die verskil. Abraham beteken verhewe vader. Maar dit was nog klein, dit was nog menslik. Maar Abraham beteken vader van 'n menigte nasies. Nog groter, nog dieper, nog goddeliker. En hier is deel wat mense mis. God sit die sagte H-klank van sy eie naam, Yahweh, in Abraham se naam in. Hoor gou weer hoe klink dit. Die H-klank is die klank van asemhaling. Dis asof God oor hom blaas en sê, Abraham, ek sit my asem, my lewe, my teenwoordigheid in jou identiteit. Dis dieselfde asem in Genesis 2 vers 7, toe God lewe in Adam ingeblaas het. Dieselfde asem in Johannes 20 vers 22, toe Jesus oor sy disippels blaas en sê, ontvang die Heilige Gees. God gee nie net 'n nuwe naam nie, hy gee 'n nuwe lewe. En om dit te verstaan, moet ons net vir 'n oomblik terugkyk na Genesis 16. Daar het Abraham en Sara hulle eie planne gemaak. Hagar bring 'n kind. Ismael word gebore. Dit was hulle menslike plan B. Maar in Genesis 17 sê God, ek roep jou uit daardie plan uit. Ek roep jou uit Abraham uit en ek gee jou Abraham, 'n naam wat my asem dra, nie jou pogings nie. Hebreërs 11 sê hulle liggame was verstorwe. Menslik was hulle oor die muur, maar God se woord was glad nie klaar met hulle nie. En kyk hoe mooi werk God prakties. Hy verander nie net die naam nie, hy verander die taal in die huis. Elke keer as Sara sê Abraham, praat sy God se belofte oor hom, vader van 'n menigte. En elke keer as hy sê, dankie Sara, praat hy oor haar, prinses, moeder van konings. Hulle sê elke dag wat God sê, lank voordat hulle dit sien. God bou geloof deur ons woorde. En dan in vers 7 sê die Here, ek sal my verbond oprig, om vir jou 'n God te wees. Hier lê die hart van God oop. Ek is jou God, ek hou jou vas. Ek lei jou kinders na jou. Ek los nie my plan nie. In Deuteronomium 7 vers 9 staan daar geskrywe, die Here hou sy verbond en sy trou tot in 1000 geslagtes. En hierdie hele naamverandering wys reguit na Jesus, Abraham, Isak, Jakob, Dawid, Christus. In Galasiërs 3 vers 16 staan daar geskrywe, Christus is die seun, die saad, die een wat die belofte dra.
En dan in Galasiërs 3 vers 29 staan daar geskrywe: as ons aan Christus behoort, is ons die nageslag van Abraham en erfgename volgens die belofte. In Jesus gee God vir jou 'n nuwe asem, 'n nuwe naam, 'n nuwe identiteit, kind van God. Ons lees ook in 2 Korintiërs 5 vers 17: as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Miskien draai jy vandag nog 'n ou naam rond. Ek is te laat, ek is te gebroken, ek het te veel foute, ek is nie goed genoeg nie. Miskien leef jy nog uit jou Ismael planne. Probeer jy God help terwyl hy jou roep om te rus. Maar luister hier, God sê, in Christus gee ek vir jou 'n nuwe naam, 'n naam wat ek self oor jou spreek. En as jy voel jy het nog nooit Jesus ingelaat nie, of as jou hart ver weggeraak het, kan jy sommer nou sag sê, Jesus, neem my in, maak my nuut, ek gee my ou naam vir U, en ek ontvang die nuwe identiteit wat U beloof. Hy hoor sulke gebede, hy sal hardloop na jou toe. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U die God is wat nuwe name gee. Dankie vir die asem wat U oor Abraham geblaas het, en vir die nuwe lewe wat U in Christus vir ons gee. Here, ons bring ons ou identiteite, ons ou labels, ons ou vrese en ons eie planne. Maak dit nuut, plaas U asem in ons denke, U waarheid in ons woorde, U gees in ons daaglikse lewe. Laat ons leef soos mense wat U naam dra en U verbond glo. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Die lig, die woord van hoop, die asem van God in iemand se donker plek. God begin nie by jou situasie nie. Hy begin by jou naam, by wie jy is voor hom. In Christus is jy nie meer Abraham nie vasgevang in jou ou verhaal nie, jou ou vrese en jou ou identiteit nie. In Christus is jy iemand wat God se asem dra, iemand wat hy nuut maak, oprig en saam met hom laat leef. En as jy vandag voel jy's ver van Jesus, of as jou hart lankal stil is, hoor sy sagte uitnodiging. Kom na my toe, ek maak jou nuut, ek gee jou 'n nuwe naam. Mag jy vandag wandel met daardie vrede in jou hart, daardie nabyheid van Jesus en daardie sekerheid, ek behoort aan hom. Ek hoop jy het 'n geseënde maandag.